laas jaar vir mekaar nog nie so kon sien nie, maar ek is bly en ons ek sê welkom, mense van Edelweiss gaan by ons inskakel agterna. So ek hoop dat wat ons vandag hier gaan leer uit die woord van die Here ook vir ons elkeen iets sal beteken. So kom ons word 'n oomblik stil. Hemelse Vader, dankie vir nog 'n geleentheid om rondom u woord en as u kinders bymekaar te kom. Baie dankie ook vir 'n lieflike dag. Dankie vir alles waarmee u ons seën. Here, ons wil onsself voor u kom stel en vra, praat Here, ons u diensknegte, u diensmaagde wil graag luister. Amen. Kom ons luister na die wydingslied, God is hier teenwoordig, en dan, ons gaan dit nie sing nie, ons raak net stil in die besef, dat God is hier teenwoordig. Hy sê, waar 2 of 3 in sy naam saam is hy ook. En ons het tog nou gister ook vir mekaar gesê, hy is in elk geval in ons. So ons is in God se teenwoordigheid. Kom ons word stil terwyl die lied speel en ons laat dit net deur ons gedagtes vloei, dat ons ook verder instel op die res van die oggend. Nou vir die van julle wat gister nie hier was nie, ons uit die aard van die saak, hierdie tyd van die kerkjaar, Pinkster, fokus ons op die uitstorting van die Heilige Gees. En wat ons nou gister begin doen het, en vandag en môre, en ongelukkig is ons oggendpinkster nou tot die 3 dae beperk hierdie jaar, want ek kan nie donderdag en vrydag hier wees nie, gaan ons 'n bietjie uit die bergrede, Matteus 5 tot 7, kyk hoe die uitstorting van die Heilige Gees in ons lewe van vandag vir ons moet sin maak. Nou, ek het ook genoem gister dat dit dalk sinvol as julle in hierdie week bietjie gaan stil staan by Matteus 5 tot 7 in julle stilte tyd. En nie net lees nie, maar lees en dink en probeer verstaan wat sê dit vir my, wat se vrae bring dit by my, hoe moet ek hiervandaan vorentoe gaan. Uit die aard van die saak in 3 geleenthede kan ons net so beraak aan sekere goed, maar Matteus 5 vers 7, die bergrede is so uniek. Ons vind dat hier praat Jesus direk met sy disippels. Hy het sy disippels een kant toe geneem, weg van die skare af, en vir hulle begin leer. So hierdie is nie 'n resep vir die wêreld en vir wêreldvrede nie, dis Jesus wat direk met sy volgelinge praat. En wat ons gister vir mekaar gesê het, is dat Christene is anders, want ons is nuut gemaak. Nuut in die sin dat ons wat geestelik dood was, is nou geestelik lewend. Nuut in die sin dat God deur sy Gees in ons woon. En daarom is ons eintlik anders as alle ander mense. Dit beteken nie ons moet onsself verhef bo ander mense en hooghartig wees en ons is nou soveel beter nie. Dis 'n saak van diepe nederigheid, want ons verdien dit nie. Dis absoluut God se genade dat hy juis vir ons kom aanraak het en miskien ander mense nie. Maar ons andersheid is tog deel van ons wese en ons het gelees die Saligsprekinge waar hy 'n beskrywing gee eintlik van die karakter van 'n Christen. En dan koppel hy dit daaraan dat as 'n mens daardie karakter uitleef, dan het jy 'n geluksaligheid, 'n gelukkigheid, 'n vrede wat die verstand te bowe gaan. Maar die gedagte is ook dat omdat ons anders is, moet ons anders leef. En nou is die werklikheid natuurlik dat dit dikwels gebeur dat daar min is, partykeer niks, wat ons van nie-Christene onderskei nie. Ons, om nou maar die Engelse woord te gebruik, blend in.
Ons staan nie as Christene uit nie. Nou, wat ek daarmee bedoel is nie dat ons nou noodwendig anders moet aantrek, jy weet, soos die een groepering met hulle blou rokke. Ek sê nie dis verkeerd nie, maar ons moet nie op snaakse maniere probeer anders wees nie. Ons andersheid lê daarin dat ons leef volgens dit wat die Here vir ons gegee het. Hierdie dinge soos die besef van ons diepe afhanklikheid van God. Die feit dat ons treur oor sonde in ons eie lewe en in die wêreld. Dat ons sagmoedig is, nederig, hierdie dinge, dat ons dit sou uitleef. Maar nou, hoekom gebeur dit so moeilik soms? In die teologie praat ons van die twee nature. Ons ou menslike sondige natuur, maar daarop is as dit ware ingeënt ons nuwe natuur as wedergebore mense. Maar nou die vreemde is dat solank ons hier op aarde leef, het ons hierdie twee nature in elkeen van ons. En die twee stry teen mekaar. Dit is my altyd so troos as ek hoor dat selfs Paulus sê, as ek die goeie wil, dan staan die kwade my by. En dit wat ek wil doen, doen ek nie. Met ander woorde, ons het baie keer die goeie bedoeling om ons Christenskap uit te leef, maar dan het ons hierdie stryd wat ons binne ons, wat ons dikwels in die verkeerde rigting druk of stuur. En ek sê dit versigtig, maar ek dink tog op die manier wil God ons toets. Kyk, hy het met Adam en Eva hulle ook maar getoets om te sien, sal hulle hom gehoorsaam. En dit is nie vir ons maklik noodwendig om God te gehoorsaam of reg te leef nie. En daarin lê die toets dan ook, want God het ons waardig genoeg geag om aan ons 'n vrye wil te gee. Dis wat ons tipies menslik maak. Ons is nie soos diere nie, diere leef instinkmatig. 'n Rekenaar, wonderlik soos wat dit is, en die wonderlike goed wat jy met rekenaars kan doen, is geprogrammeer. As jy nie 'n bepaalde program in 'n rekenaar het nie, dan kan die rekenaar nie vir jou daai uitkoms gee nie. Nou ons is nie so nie, ons is nie geprogrammeer om God te gehoorsaam en lief te hê soos willose robotte nie. Want dit is nie regtig liefde nie. Ons moet kies om God lief te hê. Nou, vandag gaan ons 'n bietjie kyk na hoe ons dit prakties moet doen. En ons gaan die hele gedagte van, ek net sien of die storie werk, van die wet. En dat Christene wat anders is, gaan anders om met die wet van God. En om nou daarby te kom ons lees weer 'n deel uit Matteus 5 uit die Bergrede, van vers, waar is ek nou? Van vers 17. Waar Jesus vir sy volgelinge sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. So Jesus is hier baie duidelik dat die wet van God steeds sentraal is in ons lewens. Dit is steeds belangrik.
Nou as ons na die Ou Testament gaan, weet ons daar's verskillende soorte wette. Daar was die kultiese wette rondom die tempeldiens en die offers. Daar was selfs gesondheidswette, veral om hulle te beskerm in die tyd wat hulle deur die woestyn getrek het. Maar dan is daar die morele wette. Nou, die kultiese wette en die wette rondom Israel se bestaan as volk uit Egipte op pad na die nuwe land, daardie wette is nie noodwendig waarna ons kyk nie, maar ons kyk na die morele wette. En ons weet die kern daarvan het Jesus saamgevat deur te sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. In ander woorde, jou hele wese. En jou naaste soos jouself. Daar's 3 partye: God, ons naaste en onsself. Dis nie verkeerd om onsself lief te hê nie. Ons moet. As jy jouself nie lief het nie, gaan jy jouself nie versorg nie. Jy gaan nie beter word en vorder nie. Want jy minag jouself. Dit is nie reg nie. Dis nie wat die Here bedoel nie. Maar wat hy bedoel is dat ons onsself nie meer sal lief hê as ander mense, in die sin dat ons neersien op ander mense. Dat ons ander mense gebruik en misbruik bloot vir ons eie bevrediging. So die wet staan steeds sentraal, maar waaroor Jesus dit hier in die bergrede het, is die verkeerde gebruik, die verkeerde interpretasie van die wet, soos wat die godsdienstleiers van destyds dit voorgehou het. Nou, hoekom het hulle dit gedoen? Wel, sondige natuur. Ek het 3 dinge wat ek aan gedink het. Die eerste is, ons weet dat hulle graag deur mense gesien en geëer wou word. Hulle wou met hulle godsdienst so indruk maak, dat mense sê, wauw, daar gaan hy. En dis nie waarom dit gaan nie. Die tweede ding is, hulle wou deur hulle godsdienst vir God wys hoe goed hulle eintlik is. Dat hulle beter as gewone mense is. Dink aan die fariseer wat daar in die tempel staan en bid het, en vir die Here gesê, dankie dat hy nie is soos hierdie een en soos daardie een nie, baie tevrede met homself, so goed. Here, hou my dop, kyk hoe goed is ek. En dit is, soos ons gister ook gesê, typies van godsdienst. En ek praat nou nie van die Christelike godsdienst nie, alhoewel dit in die Christelike godsdienst ook so kan ontaard, dat godsdienst is menslike pogings om by God uit te kom. Om God te probeer omkoop met hulle offers, met hulle gebede, met hulle vaste, met hulle barmhartigheid, met wat hulle ook al doen. Want diep in elke mens is daar daardie, noem het 'n holkol, daai leemte, daai gevoel dat daar moet iets groter wees. Daar moet 'n God wees. Maar ons weet nie eintlik hoe God is en wie God is nie. Maar ons probeer tog om ons beeld van God aan ons kant te kry. En dis wat die skrifgeleerdes en die fariseërs met hulle uiterste godsdienstigheid ook probeer het. Maar ons weet, ek het nou nie 'n monitor hier nie, so ek wil net seker maak dat die storie daar aangaan. Ons weet dat ons verlos word nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van God se eie ontferming. Ons is nie gered oor enige iets wat ons gedoen het, of kan doen, of nog moontlik sal doen nie. En soos Paulus het aan die Romeine stel, geseënd is die wat vrygespreek is, buite wetsonderhouding om. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het deur wetsonderhouding seën by God probeer kry. Deur hulle eie prestasie, wat hulle trots gemaak het, terwyl eintlik hulle geestelik arm en bankrot is. En daarom sê Jesus hier, as julle geregtigheid nie baie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die hemel kom. Daai selfvertroue teenoor
die besef van hoe geestelik bankrot ek eintlik is, dat ek alleen op God kan vertrou. En daarom, behalwe dat hulle gesien en geëer wou word en voor God wou presteer, het hulle eintlik die essensie van die wet gemis. Die liefde, die deernis. Hulle godsdiens was 'n koue, harde godsdiens. Ergens het Jesus gesê, hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self hulle nie 'n vinger verroer om dit te verdra nie. Ander woorde, hulle het wet op wet op wet op wet gestapel. En mense so vasgedruk dat dit moes 'n onmoontlike godsdiens gewees het. Jy weet, hulle het naas die 10 gebooie iets soos omtrent 600 ander wette gehad. Jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie. Belaglike goed. En daar was nie 'n omgee vir mense, 'n deernis, 'n warmte nie. En boonop het hulle gehuigel, omdat dit alles net skyn was. Ek het verwys daarna dat Jesus gesê het dat die hele kern van die wet is dat ons God sal lief hê met ons hele wese en ons naaste soos onsself. Nou, hoe moet ons God lief hê? Hy praat hier in die bergrede van gebede en vas en barmhartigheid. En nou hier nie daar wat Ramadan nou net verby is. Dit is ook nou die 3 pilare waarop Islam byvoorbeeld staan, die gebede, die vas en die barmhartigheid. Dit vind jy by baie godsdienste. Maar elke keer sê die Here, as julle bid, as julle vas, as julle barmhartigheid bewys, en dan gee hy 'n ander inhoud daaraan. Maar kom ons vra die vraag, hoe wys ons vir God ons het hom lief? Johannes gee vir ons 'n baie eenvoudige antwoord. Hy sê, liefde vir God bestaan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Dis nie daai warm gevoel wat ek vir God het, of dat ek lief voel vir God nie, want ek weet nie julle nie, maar daar is tye wat 'n mens dalk nie so lief voel vir God nie. Wanneer dit swaar gaan, wanneer jy sê, waar is God? Maar liefde, ek weet nie of julle kan onthou, jare gelede nie, in die koerante was daardie tekenprentjie liefde is. En die hele gedagte daar was altyd, liefde is 'n daad. Liefde is nie in die eerste instansie 'n gevoel nie. Die gevoel volg op die daad. En dit word vir ons baie duidelik gesê dat die plek van die wet is 'n manier vir ons om deur ons gehoorsaamheid vir God te wys, ons eer hom. Dink aan ek aanvaar die meeste van julle het kinders, wat seker nou ook al groot is soos myne. Maar dink as jou kind in opstand kom teen jou. Dit tas jou aan op 'n manier, nie waar nie. Behalwe dat dit jou hart seer maak. As ons vir God gehoorsaam, dan wys ons vir hom, ons eer hom. Ons het ontzag vir hom. En ons het hom lief. Nou onthou, ons verlossing is verniet, maar dit is nie goedkoop nie. God het 'n ontsettende duur prys betaal, sodat ons verniet kan wees. Hulle praat ons van, there's no free lunches. Die lunch wat ek en jy vry kry, iemand betaal daarvoor. En so ook met ons verlossing. Die genade is dat ons nie self hoef te betaal nie, want ons sou nooit kon nie. Maar daarom moet ons nooit God se genade goedkoop maak nie. En ek gebruik nou maar weer die Engelse woord casual. Ek het nie 'n mooi ekwivalent daarvoor nie, weet, so casual benadering teenoor God. Ag, as ek God nodig het, dan roep ek hom gou nader, andersins gaan ek aan met my lewe. Julle verstaan wat ek bedoel.
Dit is God onteerend, want God het 'n duur prys betaal, sodat ek en jy die lewe kan hê wat ons het en die vooruitsig van 'n lewe hierna in die ewigheid. En daarbey as ons dink aan wat Paulus in 1 Korintiërs 13 skryf, waar hy sê, al het ons al die gawes, al doen ons wonderlike goed, maar dit word nie gedryf deur liefde nie. Die liefde wat ergens in die Bybel staan, wat die Heilige Gees in ons hart uitstort. Met ander woorde, as ons nie vanuit die God gegewe liefde leef en optree nie, dan kan ons al hierdie mooi dinge doen en dit gaan nou eintlik ook maar vir niks tel nie. So ons fokus en ons instelling moet regtig wees om te sê, ek hou nie die wette om te kan sê ek het die wette gehou nie. Ek hou die wette omdat ek vir die Here liefhet. En as ek oortree, dan is dit 'n saak waaroor ek treur, om terug te kom na die Here. Ek onthou as kind het ek die vergelyking gehoor van die skaap en die vark wat daar op die plaas in 'n pad afloop, en hulle kom by 'n modderpoel en hulle gly en hulle val in die modder en die vark is te gelukkig. Hy rol in die modder en hy geniet dit. Maar die skaap wat in die modder val is vies en hy klim uit en hy wil net die modder van hom afkry. Soos ons in die modder van sonde val, moet ons soos die skaap wees. Dit moet nie iets wees wat ons geniet nie, dit moet iets wees wat ons van ons wil afkry. Want ons weet, as ons in die modder van die lewe rondrol, dan onteer ons God. Dan verag ons eintlik sy liefde. So, wetsgehoorsaamheid vir ons is 'n moed, maar op 'n ander manier. Dis iets wat ons nie ligtelik moet opneem nie. As ons lees wat Paulus aan die Filippense skryf, die 83 vertaling sê, julle moet met eerbied en ontzag julle daarop toelê om as verloste mense te lewe. Met eerbied vir God, met ontzag vir God. Weereens nie casual nie. God is nie ons speelmaat nie. Die direkte vertaling stel dit so, werk met vrees en bewering aan julle verlossing. Dis sterk taal, maar dis wat daar letterlik staan in die Grieks, wat die 83 vertaling so bietjie sagter gestel het. Dis alles behalwe casual. En Jesus het self beklemtoon en gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ons kan nie ons aan die Here wil verbind en dan sy gebooie ignoreer nie. Dit is net nie hoe dit is nie. 'n laaste aanhaling uit Jakobus, en was dit Luther of Calvin, ek kan nou nie onthou wat gesê het, Jakobus is 'n strooiboek oor wat hy hier sê, maar Petrus sê dit ook, Paulus sê dit ook, maar ek haal uit Jakobus aan, want hy sê dit baie direk, hy sê, wat help het as 'n mens beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Hy vra so verbaas, kan so geloof 'n mens red? Jy sê jy glo, maar wys jou lewe dat jy glo. Hy sê verder, geloof wat nie tot dade oorgaan nie, is sonder meer dood. In ander woorde, ek kan dink ek glo in die Here, ek kan sê ek glo in die Here, maar as my lewe dit nie wys nie, dan is dit 'n dooie geloof. En hy sê, geloof word eers deur dade volkome. So die Fariseërs en die skrifgeleerdes het dit in 'n sin reg gehad, dat jy moet baie ernstig wees met die wet. Maar hulle motiewe was verkeerd.
Ons is miskien glad nie ernstig om God te gehoorsaam. As ek sê ons, ekskuus as ek jou nou insluit en ek veralgemeen te veel, maar ek praat ook maar uit my eie ondervinding. Terwyl ons eintlik baie erns daarmee moet neem. Ons het die voorreg om verlos te wees. Ons moet as verloste mense leef. En dat dit kan gebeur dat dit nie so is nie, vind ons byvoorbeeld in die brief aan die Laodisense, waar die Here vir hulle sê, julle het lou geword. Julle is nie koud nie, maar julle is ook nie warm nie. Ons kan ook soms lou word en ons moet waak daarteen. Ons moet nie maar net onnadenkend leef en die een dag laat kom en die ander dag laat gaan nie. Ons moet doelbewus voor die aangesig van die Here leef. Hoekom dit dikwels nie gebeur nie, ons raak besig. So besig dat ons is net te besig om selfs aan die Here te dink. Of in 'n situasie kom waar ons optree en dan nie dink, tree ons reg op nie. Maar dit kan ook soms omstandighede en moeilikhede wees waar 'n mens eintlik vir God al wil afskryf. Waar's God? Hoekom, soos mense baie keer vra, laat God dit of dat toe? Hoekom antwoord God nie? So dit kan baie dinge wees, maar ons moet altyd waak daarteen en wakker wees. Om te weet, ons het 'n besondere gawe ontvang. Ons moet daai gawe koester en ons doen dit deur God te eer, deur God te respekteer, deur aan hom gehoorsaam te wees en te leef soos wat hy wil. So ons uitdaging is om nie soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes die pad byster te raak nie en regtig te verstaan wat God se bedoeling vir jou lewe en vir my lewe is. En om te onthou dat God se woord bly sy woord en sy wet, ook vir ons. En dat ons bewustelik, hulle praat deesdae baie daarvan, jy moet bewustelik leef. 'n voorbeeld van onbewustelik is jy klim in jou kar, sê nou maar jy wil Tygervallei toe ry en jy's haastig en jy ry en jy kom by Tygervallei en jy het eintlik nie, jy weet nie hoe jy daar gekom het nie. Dit het so half outomaties gebeur. Dis ook goed, ons breine is so ontwerp om ons goed te laat doen dat ons nie altyd noodwendig daaroor moet dink nie. Maar so gebeur dit in die lewe dat ons so onbewustelik leef dat goed by ons verbygaan wat eintlik belangrik is. Mense om ons wat ons amper nie raak sien nie. En miskien het 'n persoon net 'n behoefte aan 'n glimlag en 'n hoe gaan dit en 'n goeie luister. Maar ons is tevrede met, hey, hoe gaan dit en ons is verby. Dit is nou miskien 'n simpel voorbeeld, maar wat ek wil sê is, ons mis baie keer ook so die mooie as ons om ons beweeg. Ek en my een seun wat by ons bly, ons stap baie maar daar. En hy's 'n ou wat hy fokus op die stap. En ek kyk en ek sien die wolke en ek sien die bougainvillea wat so mooi blom. Dan sê ek altyd vir hom, hey, kyk hier. Dan kom ek nou sien hy dit eers raak na ek het vir hom gesê het. Dis 'n voorbeeld van dat jy onbewus van baie dinge kan wees. En ons moet nie van die belangrike dinge in die lewe onbewus wees nie. Elke dag moet ons dink. Moet ons onsself as dit ware onder die vergrootglas plaas. Dis 'n uitdaging. Maar as ons dit in die regte lig sien, dis nie 'n uitdaging wat ons aanvaar om in die hemel te kan kom nie. Dis
om God se liefde te beantwoord op die beste moontlike manier. Want 'n liefde so groot soos syne is onbeskryflik. En sou dit dan nou onredelik wees van God om te hoop en te verwag dat ons bes sal doen om hom terug lief te hê? So dit gaan om liefde. Dit gaan nie om werkheiligheid nie. So alhoewel dit mag klink na 'n las, is dit tog ook 'n voorreg. Wat 'n voorreg dat ons die skepper van die hemel en aarde ons Vader kan noem. Dat ons sy kinders kan wees. Dat hy vir ons lief het, dat hy vir ons wil omarm en vashou. Ook in die moeilike tye van die lewe. Kom ons leef uit daai voorreg. Mag nou baie swaar klink alles, maar ek hoop julle kry die idee. En dan môre, as alles goed gaan, gaan ons bietjie praat oor ons plek in die wêreld. Ons wat nou hierdie andersheid in ons het, ons wat weet dat ons bewustelik voor God moet leef. Wat is die doel daarvoor? Sou dit nie makliker en beter gewees het as die Here ons mag eerder gouer as later hemel toe geneem het nie? Want soms hier op aarde is dit nie altyd lekker nie. Ek hoop julle kan môre saam wees hierso. Ek sien uit daarna, want vir myself om hiermee besig te wees ter voorbereiding, hulle sê die ou wat onderrig gee, leer meer as die mense wat onderrig word. So, dis vir my 'n lekker geleentheid, ek is dankbaar daarvoor, maar ek doen dit graag om met julle te kan deel. En ja, ek waardeer julle. Mag die genade van ons Here Jesus by julle wees, vandag, in elke situasie. Amen. Goed, vandag het ons bietjie tee en koffie daarso, Sharon sit reg. Maar Sharon, ek is vies vir jou dat jy nie vir ons koek het nie. Maar Sharon sê dis nie haar skuld nie. So, as jy lus het en kan 'n bietjie kuier, as jy nou nie gemaklik voel daarmee, dan is dit ook reg. En dan net weer ook, ek het vergeet daarvan by die deur, is daar geleentheid as jy iets wil bydra vir ons sendingwerkers, die wat ons uit die gemeente onderhou. Ek sal nou die mandjie daar neersit. En dan hopelik sien ons môre. Baie dankie, mooi dag vir julle. Net my masker kry. Net, baie dankie. Dankie. Mooi dag verder. Dankie. Baie dankie. Mooi dag verder.